Vandag is 'n Pinksterdag. Die Engelse sê Pentakostes, Pentakostal. Die Griekse woord Pentakostes beteken die 50ste dag. Pentakostes, die 50ste dag. Nou wat gebeur het na die opstanding, die Sondag die opstanding in die graf uit? Na 40 dae het Jesus hemel toe gevaar. En 10 dae later op die 50ste dag is die Gees uitgestort. Daar in Handelinge 2 lees ons daarvan, toe hulle die hoof vertrek was en Petrus begin preek, toe die Gees uitgestort, en die mense het almal die storie van Jesus gehoor in hulle eie tale. So Petrus en die mense daar wat die Gees opgekom het in tale begin praat, en die mense het die storie van Jesus elkeen in sy eie taal gekry, maar daar was baie ander landse mense wat tempel toe gekom het. So ek het gedink om bietjie oor menseregte te praat, want as jy nou 2000 jaar later gaan, en is 2000 jaar van die kerk, en jy sien waar die wêreld vandag opgeëindig het, dan die wêreld op 'n plek, wat menseregte die hoogste prioriteit van alles is. Maak nie saak waar jy is, die mens, nou word links en regs gepraat oor menseregte. Menseregte. Nou ek weet nie hoe dink julle daaroor nie, of het vir julle waardevol is, of het hoeveel is. Die ding is 'n beginsel wat enige kant toe kan val. Want as ek dan byvoorbeeld, soos so'n Jacques sê, hy het die reg tot vryspraak, dan begin hy praat te veel. Want ons het die reg tot stilte, en hy praat te veel. So, ons kan hierdie regte ding is nie 'n ding wat jy net kan pursue nie. Dis ongelukkige ding, en ek noem dit, is 'n geneties gemanipuleerde waarde. Dis 'n waardestelsel wat nie regtig 'n goeie waarde is nie, want net sodra jy ding is 'n goeie waarde, dan kan hy ander mense verdruk en vertrap. Maar 'n goeie waarde, as ek sê nou maar, een van my waardes is om eerlik te wees. Jy kan jouself nie eerlik nie, jy kan maar eerlik wees. Maar 'n waarde soos menseregte kan maklik vergrype veroorsaak. So ek wil julle basies net herinner, waar kom ons vandaan? Ons Bybelse mense wat in die Bybel glo. As jy teruggaan na Genesis toe, dan lees ons daar in Genesis, toe die mense die Here God gesê, omdat hy allerhande dinge verkeerd gedoen het, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarin bestaan maak jou lewe lang. En die aarde sal vir jou dorings en disse laat uitsprei, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daarin is jy geneem. Stof is jy, en tot stof sal jy weer word. So hierdie gebeure wat hier gebeur het, noem ons die sondeval. En dis nou historiese dinge lang terug, maar dis as gevolg van die mens, wat nie saam met God wou speel nie, wou dans nie, het die mense eie kop gevolg. En as gevolg daarvan sit ons met die gevolge van ons dade. En ons sit met die wêreld wat onderworpe is aan verydeling, dan oor agteruitgang. En dit is net so. Jy kan nie 'n masjien maak wat net werk van self nie. Jy moet hierdie kant beter aangooi. So, die wêreld is vol hindernisse, en die wêreld het 'n komplekse bestaan. As niemand kan vandag opstaan en sê, kom ek gee vir julle die resep vir 'n easy, happy-go-lucky, winsgewende stelsel. Daar is nie so iets nie. Want die wêreld het sekere balanse nodig. En alhoewel Jesus vir ons verlossing gebring het, baie mense glo Jesus se verlossing het jou kom verlos van siektes en van armoede en van sukkel en so aan. Maar Jesus se verlossing het ons eintlik net kom
kom red van die ewige verdoemenis. En alhoewel ons half glo dat ons van siektes gered kan word en van allerlei dinge, is ons bly ons deel van hierdie kwijnende wêreld. Ons kan dit nie uitspring nie. Ek bedoel, elke dag van my lewe beleef ek teëspoed van diefstal of van kabels wat af is of drade wat af is of allerlei goede. Jy kan dit nie wegkry nie, dit is deel van die lewe. En hoe meer ek bid oor die diefstal van mense wat ons verrinneer en plunder, sê die Here vir my, dis 'n bewys van die omstandighede om jou. Jy kan nie hierso een kan bly op 'n eiland en dink dit dis 'n teken van die wêreld waarin jy bly. As ek dit vir jou wegvaardig, gaan jy nie dink jy is in hierdie wêreld. So ons lees in Romeine 8, lees ons, die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. So hierdie skepping waarvan ek en jy deel is, alhoewel ons die redder het, gaan ons seker goed nie kan vryspring nie. En daarom is daar vergrype, daarom is daar mense wat ander mense se regte vertraag. Daarom moet ons moet regte maak, ons moet vir mense soos Jacques sê, jy het die reg om te bestaan. En as ons nie vir hulle 'n spesiale plekkie maak nie, omdat ons glo die reg om te bestaan nie, gaan mense hulle nie die reg gee nie, want mense is net so, ons lewe te vol. So die ding is, as jy kyk na regte, is dit, soos ek sê, is 'n baie moeilike storie. Want as ek sê, ek het die reg tot lewensmiddels, ek het die reg tot lopende water. Wie sê ek dit voor? Wie moet nou vir my lopende water gee? Jy kan toch nie sê, ek het die reg tot water, en moet jy vir my water bring nie. Bring van my water. As jy sê, jy het die reg tot water, maar jy moet toch immers jou eie planne maak om water te kry. So dis moeilike goed is hier. En hierdie goed word ons misbruik. En ons teken vandag, begin die samelewing soms sê, ja, maar ons die reg tot krag, en die reg tot paaie, en die reg. Ek wil erfbelasting betaal elke maand. Kry nie as die reg tot 'n pad nie. Kry nie as 'n pad nie, mis party wil ons van 'n pad gee. Soos die ander mense. So, die ding is, as jy sê die reg tot iets, eintlik wat dit beteken is, jy het die verantwoordelikheid om te sorg dat jy dit kry. Jy kan nie sê die reg tot iets en vir ander mense staan en kyk nie. Dan werk regte verkeerd. So, hierdie ding wat vandag gebeur in die wêreld is 'n groot gevaar wat bezig vir mense soos mense wat in gevangenisse is, wat die reg kry, wat ek nie het. Dis mos nie werkende model. Maar die ou wat in gevangenis het die reg om myself te hê, die reg om my kind te hê, die reg om allerlei goed te doen. Omdat hy 'n burger was van die res van die burgermense benadeel het, omdat hy ons in die spieg geskiet het, nou mag hy dieselfde regte kry vir ons wat hy benadeel het. Dit maak nie sin nie. Maak nie sin nie. Ja. Vandag sien ek ook in die wêreld, hulle pleit, die meeste mense pleit vir algehele gelykheid, almal moet gelyk wees. Mense is nie gelyk nie. Niemand van ons is gelyk nie. Roep jy enige van julle wat hier kom staan met dieselfde salaris ek kry nie. Dan kyk jy na ons karre, dan sien ons karre is nie dieselfde karre nie. Dan kyk jy na ons vakansies, dan sien ons vakansies is nie dieselfde nie. Niks kan gelyk wees nie. Mense is nie gelyk nie. As jy daar 12 ouetjies by die skool 100 meter gaan hardloop, hulle is ewe oud, hulle is ewe lang, maar hulle is ewe vanaf nie. Niks is gelyk nie. Die wêreld wat baie energie spandeer om te sê ons is gelyk. Ons is nie gelyk nie. Almal is nie ewe slim nie. Almal is nie ewe sterk nie. Almal is ewe vinnig.
Hoekom die wêreld nou wil laat maak dat ons almal gelyk is? Ek weet waarvan afkom dit. Dit kom omdat mense mekaar onderdruk het. Die sterkes en die swakkes onderdruk. Die armes en die rykes onderdruk. Die slimmes en die dommes onderdruk. Ek weet dit. Sommer daar vergrype is, omdat mense gelaai is met selfsug en as vergrype. Moet gelyk behandel word. Dit kan nie werk nie. En hierdie ding van, ons het ook 'n ding wat sê, no one is above the law. Wat nie waar is nie. Dit is nie waar nie. As ek 'n bribe uithaal, dan is ek above the law. As ek daar by die speedkop as hy my vang, en my bribe is groot genoeg, dan los hy my. So hier is nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Dis sterk. As jy in Amerika kyk, mense wat ewels pleeg, hulle word nie almal oor dieselfde kam geskeer nie. Mense wat geld het, word minder, 'n klein kammetjie geskeer. En ons sien, as ons na die Bybel toe gaan, dan sien ons in die Bybel, was daar ook baie vergrype gewees. Byvoorbeeld, as ons gaan na Saul, Saul was die eerste koning van die Israeliete, 1050 voor Christus, 3000 jaar terug, was Saul die eerste koning. Maar ons sien as jy sy koningskap lees, dan was hy baie selfsugtig. Hy baie vinnig het hy vir Dawid as 'n bedreiging beskou, wil met 'n spies doodgooi. Hy het heeltyd net sy koningskap beskerm en dit en dat en dit en dat. En hy het net sy eie kop gevolg. So hy was 'n koning wat eintlik die koningskap vir homself vergryp het in hierdie magte en regte van die koning. Maar wat het gebeur met Saul? Wat was die uiteinde van Saul? As ons lees in 1 Samuel 31 vers 8, toe die Filistyne die dag na die geveg die lyke kom stroop, kry hulle Saul en sy 3 seuns daar waar hulle op Gilboaberg geval het. Hulle het sy kop afgesny, sy wapens afgeruk, en die in die land van die Filistyne rondgestuur om die goeie nuus in hulle tempels en aan hulle mense bekend te maak. Daarna het hulle sy wapenrusting in die tempel van Astarte gesit, en sy lijk het hulle teen die muur van Bet-San vasgespijker. Hy het nie 'n baie handerryke dood gesterf nie. Sy dood was baie sleg. Hy het sy kop afgekap, sy wapens gevat, sy lijk daar teen die muur vasgespijker. Baie slegte behandeling gekry vir 'n koning van Israel. Hy het baie slegte behandeling gekry. 'n ander ou wat ook vergrype gedoen het in die konings was Absalom. Hy was Dawid se seun. En Absalom het op 'n stadium met hy hierdie aspirasie gekry. Hy wil nou koning word. En hy het onder die mense, hy vond, wat hy begin het, hy vond eers 50 mans gehuur. En as daar waar hy loop, en daar is hulle trompette, dan dink almal, die se belangrike wat aankom. En so hy het self vir hom 'n naam begin maak. En toe hy begin aansien kry onder die mense, het hy sy pa Dawid se koningskap geëis, en hy het in opstand teen Dawid gekom. Hy het gesê, nou is dit tyd dat hy koning. En Dawid was bang vir hom, want onthou soos 'n mens oud word, en die jonger kinders word sterk, besef jy waar die energie lê. Dawid was bang vir hom. Maar, wat gebeur nu met Absalom? Dawid se manskappe het op Absalom afgekom, waar hy op 'n myl gery het. Die myl het onder die digte takke van 'n groot agterboom deurgegaan, en Absalom se kop het in die boom vasgehaak. Die myl waarop hy gery het aangehou hardloop, en Absalom het tussen hemel en aarde bly hang. Toe sê Joab, ek kan nie so staan en tyd mors hier by jou nie. Hy het 3 spiese gegryp en deur Absalom se hart gaan steek, waar hy nog lewendig aan die boom gehang het. Toe het 10 wapendraers van Joab nader gestorm en Absalom heeltemal doodgeslaan. Ook nie 'n baie edele
dood gesterf. So daar was baie vergryp in die Bybel, ons sien dit. Vandag is daar net so baie, is net so baie vergrype wat plaasvind. In die eerste plek is dit die regering is besig om hulle self teenoor die burgers te vergryp. Hulle vertrap die burgers, hulle steel die geld. Dit is verskriklik hoe dit kere gaan. So ek kan dink dat mense hulle self die reg wil toeëien om te sê ons het die reg tot iets. Ons het seker die reg tot paaie sonder potholes. Ons het die reg om veilig te wees en te ry. Maar die regering vergryp daai ding, hulle gee nie vir ons daai reg. Die sterkes is steeds besig om die swakkes te verdruk. En ons almal doen dit. Dit mooi wat ons almal doen is, ons 'n gebou bou. Wie van julle wat 'n gebou bou hom rolstoelvriendelik? Niemand bou 'n huis rolstoelvriendelik nie. Want jy dink nie aan die swakker in dit nie. Jy dink nie aan die krippel en die lammes nie. Jy dink net aan jouself. So ons val almal onder hierdie sterktes wat die swakkes vertrap. Dis eers nadat ek vir so 'n jaar as 'n kind gehad het, wat ek begin huise bou wat rolstoelvriendelik is. As ek nie self so 'n kind gehad het, so ek nie 'n huis, ek het meer op 'n huis gebou wat net trappe gehad het. Geen rolstoelvriendelikheid. Want daar so 'n jaar daar, vir sy sussie van die trappe afgestoot het, toe huis gebou sonder trappe. So die ding is, die rykes is steeds besig om die armes te verdruk. Kyk net maar in Amerika, hoeveel superryk mense is in hulle regering ingetrek en gaan te kere en allerlei dinge. Die haves teen die have-nots. Hierdie goed is steeds besig om te gebeur. En terwyl hierdie vergryp aan die gang is, sal altyd laer groepe wees wat vir mense regte wil toeëien. En die oomblik is daai onderste groep wat die reg toeëien en sterker word, dan vertrap hulle met die ander mense. Dit is so onbalans. Die ding is, as ek sê ek het die reg tot veiligheid, soos ek nou gesê, wie moet my veiligheid veroorsaak? Iemand anders, die polisie, moet hulle nou kraan beveg. Ek sê die reg tot water, die reg tot spraak, die reg tot opinie. Hierdie regte van my, die feit van ek die reg tot opinie het, beteken nie, ek kan vir jou sê, Martin, Johan of Joko, wat ek wil, want my opinie is my opinie nie. Jy is ook as 'n mens. Hou jy opinie vir jouself, jy het die reg tot opinie as jy om vir jouself hou, ja. Jy kan nie net dat jou opinie ander mense vertrap nie. So regte is nie sterker as ander mense se regte nie. Dan moet 'n balans gevind word met hierdie goeders. En al ons hierdie balans gaan vind is in die Christendom, die Christendom. As jy kyk byvoorbeeld, en terwyl dit vandag Pinksterdag is, die vrug van die Gees, hierdie goed sal ons balans kan gee. As ons dit weer kan vind, as ons hierdie uitstorting van die Gees weer kan herdenk en kan terugvind. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. As ek sterker as Boeta is, moet ek ook genoeg selfbeheersing hê om nie om seer te maak. So hierdie goeders het nie regte nodig nie. As jy hierdie goed bevind, het niemand langs jou regte nodig. Dan kan hy maar net bestaan as 'n skepsel van God. Maar as hierdie goed nie meer bestaan nie, as ons na die ander kant toe val, waar ek dink die wêreld is, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoddienst, towerry, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeerheid, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Ons probleme vandag in die wêreld is van hierdie goeders, afguns, vyandskap, haat, naaiwer, woede en rusies.
Dis ons kos, ons like dit. Ons wil net hierdie goeders beoefen. Die ding is, Christene is ook besig om in dieselfde stuk te tel. Ons dink, omdat Jesus vir ons gesterf het en ons verlos het, is ons nou verhewe door ander mense. Ons trap in dieselfde struik, sterk is en ryk is en slim is en mooi is. Ons is nou verhewe omdat ons van sy serenale geloof het en beter as ander mense. Ons kyk af op die Islam, ons kyk af op die Jode, ons kyk af op die Hindoes, ons kyk af op almal wat om ons is. Dis vieslik. Dis nie wat die Here gedoen het nie. Die Here het dit gedoen. So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het gekom om gedien te word, maar om te dien en sy lewe as losprys vir ander mense te gee. Hierdie ding wat Jesus gedoen het, hy het nie kom hand trek. Hy het nie kom sê, ek is die Seun van die Vader en rang getrek word. Ons Christene, as ons die Seun van die Vader is, dan trek ons rang. Ons het niks by Jesus geleer. Ons het niks geleer. Ons trek net eenvoudig rang. As jy die Nuwe Testament lees, jy sien die bedoeling van Jesus was heel anders te gewees. Die hele wet word in die een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar niemand steel dit daar. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Dis vir ons is. Paulus het ook 'n aanvoeling van hierin gehad. Paulus het sy mense gepraat oor die selwe in 2 Korintiërs 12 sê ek is bang dat wanneer ek kom, ek julle miskien nie sal vind soos ek het graag wil hê nie. Ek is bang om vertwis, naaiwer, onbeheersheid, selfsug, kwaadpratery, misdraadery, verwaandheid en wanordelijkheid. Hy is bang gewees vir sy gemeente gaan hierdie goed ontwikkel. En dis wat ons is. Nog 'n Galasiërs 5 lees ons, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen sy eie belang dink nie, maar ook aan die van die ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. So hier is die appel. Ons gesindheid stink. Die wêreldse gesindheid stink. En vir ons Christen en ons gelowiges moet dieselfde gesindheid kry wat aan Jesus Christus was. In Filippense sal nou daarby uitkom. Ons lees dit hier in Timoteus. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers. Waar was hy jong seun met sy pa vanoggend geklaan? Daar agter. Ek dink net maar net. Beledigend teenoor hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en breed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Dit klink vir my, hierdie goed is waar van ons tyd. En ek en jy vriende, kan nie toelaat dat dit vir ons gebeur. Ons kan dit nie doen. Ons kan nie aangaan soos die wêreld en net jou eie selfsugtige begeertes bo ander mense stel. Ons moet kyk na die mense wat se regte getrap word. Ek sê nie jy moet hulle regte vir hulle begin veg dat hulle weer ander mense betrap nie. Ons moet die balans vind wat Jesus ons kom leer het. Hy het ons in die balans kom leer, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nie meer as jouself, maar soos jouself. Hy het hierdie balans vir ons kom gee, om as iemand jou klap, draai die ander bang.
is tog om nie met vergelding te speel nie. Ons is nie vergelding mense nie, ons is nie eersoekende mense nie. Ons het ons Here in Jesus Christus, ons het ons toekoms in God. Ons hoef nie ander mense te vertrap en dood te maak en te verskree en allerlei goeders om bo uit te kom. Ek en jy is navolgers van Christus. Kom ons hou dit so. Amen. Here, ons is jammer, Here, oor ons gesindheid. Ons wil graag ons gesindheid in lyn kry met Jesus Christus. En as ons daar lees, Here, in Filippense 2 vers 5 tot 11, Jesus het nie gesindheid van hoogmoedigheid gehad. Hy het 'n gesindheid van 'n diensknegt gehad. Hy het sy lewe kom aflê vir ons. Hy het in die eerste plek uit die hemel uit neergedaal om mens te word. En toe het hy sy lewe gegee as losprys vir ons. Ons wil daai gesindheid hê, Here, om 'n dienende skepsel te wees van die lewende God. Om hier op die aarde 'n verskil te maak namens die swakkes en die armes en die lelikes, om namens hulle wat sleg voel oor hulle self, vir hulle in te tree. Help ons om Christene te wees soos Christus Jesus was. Ons bid alles in Jesus se naam. Amen. Papa.